Dis lekker om in 'n land te wees waar hulle die reëls volg. Hulle verkoop omtrent so 3 miljoen eenhede. Hierdie tipe tegnologie het nie so smooth geloop soos China se treine nie. Die verandering in Miami bietjie gekom het. Ek weet nie hoe ek kan oudtyds wees nie, ek is nog redelik jong. En toe begin ons baie meer consistent energy deployment kry. En Formule 1 glimlag al die pad bank toe. Elektronika hou nie van daai goed nie. Formule E span verkoop het destyds en Jy genoeg geleentheid gee om die kar te herlaai, is almal op 'n baie meer gelyke voet. Hy is net in 'n ander vlak. Goeienaand al die vyfligte kykers. Ons is terug op die potgooi vir Formule 1 in Afrikaans. Kali, welkom en dan ons gas Ruben Wonsteen van Drivescape, my vriend. Ek was Sê net gou Ag, vir lekker ons, om jou weer praat jy terug al te sien. lekker om weer by julle manne te wees. Dit is altyd 'n eer om hier terug te wees op die vyf ligte pot gooi. Ja, baie dinge het gebeur. Ek kan nie wag om julle te vertel nie en ek kan nie wag om 'n bietjie te praat oor hierdie hoe kan ons dit sê? Dis nie 'n vervelige seisoen nie, maar dit is moeilik om geïnteresseerd te bly soos wat jy dit nou gesê het, Ja. meneer Eddie. So, ja, kan nie wag om te praat oor alles nie. 100%, maar ek wil nou weet, jy is nou 'n volwaardige media mens, sal ons sê. Okay. Ja. Ja, binnekort gaan ons hoor jy gaan jou eie radio show kry. Ek weet nie wat ek weet nie, maar die vraag is op daai radio show, Ruben, kan jy vlot Mandarin praat nou al? Nee. Niemand kan vlot noodle praat nie. Dis bietjie moeilik. Vlot noodle, ek laaf. Dis nie wyse. Nee, Ek hou van daai een. Dis bietjie onder, maar nee, Mandarin is moeilik, maar dit is 'n mooi taal en ek kan nie hallo sê en ek kan goeiemôre sê. Jy weet al die goeders wat jy net nodig het om deur te kom daar in China kan ek doen. Kan ek sê. Maar Ruben, jy het nou lekker lang trip gehad oor see en jy het baie goed beleef in China en ek dink voor ons nou 'n bietjie Formule 1 praat, wil ons net so 'n bietjie daar in jou wêreld induik. En vertel ons bietjie wat jy beleef het. Ek weet dis obviously baie goed vir die toekoms en wat hierna toe gaan kom of nie hierna toe gaan kom nie, maar dit maak nie saak nie, dit was absolute belewenis geweest. Dus vertel ons 'n bietjie wat jy daar in China gedoen het. Ja, soos jy daar sê, China is heeltemal 'n ander wêreld met 'n ander stel reëls en weet jy ek sal dit sê dat dis lekker om in 'n land te wees waar hulle die reëls volg. Elke liewe reël word gevolg tot op die laaste letter. Tot hulle taksies. Maar almal volg die reëls. Tot die taksies, selfs die ou tannie op haar elektriese skooter, sy volg ook die reëls. Almal volg die reëls, maar ek sal niks prys gee vir Suid-Afrika nie. Die vryheid wat ons hier het. Hoe lekker dit is hier om net hier te lewe. Soos daai kan jy nie net sommer oor 'n straat loop nie. Een of ander ou gaan daar uit 'n donker kolletjie uitkom en jy noem hom 'n polisieman en hy doen sy werk. En daar's nie 'n ding soos 'n coke op 'n 2 uur in die middag nie. Hy doen sy werk en hy gee vir jou 'n boete as jy net randomly oor 'n straat loop. So dis lekker, maar dis ook nie lekker nie. En wanneer dit kom by die karre, julle ek dink nie ek kan julle verstaan die grootheid. Hoe groot die karre industrie daar is nie. Net om 'n verduideliking te gee. Die derde meeste verkoopste fabrikaat daar's, né? GAC, ons noem hom GAC hierdie kant, né? O ja. Hulle verkoop omtrent so 3 miljoen eenhede per jaar, né? Wow. En hulle is die derde ene daar. Hier in Suid-Afrika skuif ons dalk nie eers 500 of 600 eenhede 'n jaar nie. Nou hoe Ons is nie eers naby dit nie. Hulle doen dit net in hulle as dit eers binne hulle doen dit in 6 maande. Net in hulle plaaslike ekonomie.
verkoop hulle soveel karre. Dit is nie eers ter wêreld nie. Net die derde local doen meer as wat Suid-Afrika doen in 'n jaar. Doen hulle yes, ek sê konservatief 6 maande, maar dis minder. Dis minder as dit. Ek kan nou net nie op die syfers kom nou nie. Dis So, ongelooflik. Hulle skaal van goed wat hulle maak is insane. Die kwaliteit raak net beter en beter. In die laaste 15 jaar het die kwaliteit opgeskiet met seker 400-500%. Hulle karre word net beter. En ek het soos nou net gepraat met 'n vrou wat 'n kar soek. Sy's nie 'n kar mens nie. Dus sê ek net vir haar, spaar jou R300,000, kry meer goeders in jou kar. Ry hom in sy warranty en kry 'n kar oor 5 jaar. En vir wat ek gesê gaan Chinese, jy hoef nie 'n duurder 'n German car of Japaneese kar te gaan koop nie. Ja, as jy net 'n A tot B voertuig soek en met al die bells en whistles gaan Chinese. So Ruben, as ek nou oor 5 jaar my Ford EcoSportjie wil verkoop. Ja. Wat gaan ek moet koop? En ek wil krag hê, ek wil so 'n bietjie klank hê, of moet ek vergeet daarvan? Ja. Weet jy, eerste ding wat ek jou gaan vra is hoe groot is jou budget? Ja, nee, Want- klaar. Dis baie belangrik. En so as jy wil krag hê, nê, en jy wil goeie hoe kan ek sê energieverbruik hê, want dit is nie meer petrolverbruik nie, dis energieverbruik. Dit is 'n gesamentlikte figuur. Dis petrol en batteryverbruik saam. Gaan koop vir jou 'n lekker hybrid. As jy bereid is om 'n Chinese voertuig te koop of selfs 'n German voertuig het ook 'n lekker hybrid. So jy kry die krag, jy kry die goeie petrolverbruik en jy kry al die bells and whistles, maar as jy gaan enige Europese voertuig koop, dan gaan jy baie betaal vir hom. En jy gaan as jy alles wil in hê, al die toertjies en tierlantuintjies, dan gaan jy ook nog meer betaal. Maar as jy 'n Chinese enetjie wil koop, 'n lekker familie ene wat nou in my kop opkom is die Cherry Tiggo 8 hybrid. Ons het hom op toets gevat oor so 2000 kilos en hy het vir die mense, ek dink 6.1 liter op 100 km gegee. Sy tank het op die einde van die dag net onder 1000 km leeg geloop. En ja, sy hybride stelsel is lekker kragtig. Jy het 7 sitplekke. Ja, en al die bells and whistles soos ek sê, so weet jy, maar as jy soek vir klank en jy soek vir krag, en jy wil nie 'n arm en 'n been betaal daarvoor nie, gaan kry vir jou 'n tweedehandse Audi RS6 van 2014. Weet jy wat, ek dink eers my budget hulle tweedehandse Audi 2005 model kan bekostig. Is moeilike lewe. Moeilike lewe. Maar Ruben, ek het jou nou so 'n bietjie gevolg op TikTok en ek dink Kali ook, ons het baie al gepraat daaroor. Ja. En ek dink wat baie super impressive was is al die elektriese goed wat jy teëgekom het en Ja. ek dink obviously sien ons al hoe meer en dit gaan ons nou 'n bietjie inleiding gee tot ons Formule 1 gesprek ook. Is jy weet hoe obviously weet ons BYD is massive hier by ons en ek weet hulle verskaf vir Tesla ook aan hulle batterye en sulke tipe van goed, maar jy weet wat het vir jou rondom die elektriese wêreld en motors uitgestaan in China daar, want hulle is die grootste produseerder op die oomblik van dit. Ja. Weet jy, as jy die infrastruktuur van elektriese voertuie kan regkry, is dit amper 'n no-brainer. Dis amper nie eens 'n opsie nie. Jy kan 'n kar so goedkoop op die pad hou. As jy 'n elektriese voertuig het en almal het 'n laaipunt ergens en jou afstande is naby aan mekaar, maar die probleem met Suid-Afrika is nommer 1, ons afstande is nie altyd naby aan mekaar nie. Dis nommer 1, nommer 2, die infrastruktuur. Dit is besig om op te tel. Daar's baie nuwe laaipunte op die N3 en op die N1. Ons het dit gesien. Nie op die N2 nie. Hulle is besig om in te nie op die N2 nie. Nee, nog nie, maar dit kom.
Ek dink ons Okay. kant van die wêreld is dit so bietjie minder hier in die Kaap. Ja, nee. Dis eintlik verbasend want jy weet daai mense is die Kaapse mense is die mense wat altyd op die voorvoet is met die nuwe goeters. So jy weet ons hier in Die Pretoria nuwe hier die nuwe V6 is ja. So dis 'n infrastruktuurprobleem en ook baie mense geregtig sê die batteryvervanging oor Ja. 15 jaar. As daai battery nou nie meer herlaai soos wat hy moet herlaai nie, nê. Goeie punt. Nou moet ek hom vervang. Wie vervang hom? Hoeveel kos dit? En wat gebeur met 'n battery? Nou, wie hom gaan vervang is 10-1 die fabrikaat. Hoeveel dit gaan kos? Gaan 10-1 bietjie goedkoper wees oor 10 jaar, maar ons weet nou batterye is duur, baie duur. So jy kan nie verwag om 'n goedkoop ding om 'n goedkoop battery te kry nie. Maar waar daai battery teenoor gaan het ek bietjie goeie nuus. Ek het baie uitgevra daaroor veral in China en almal van hulle sê daai batterye kan hergebruik word in fabrieke waar daar ook herlaaiingstelsels is op vervaardigingslyne. Hulle kan daai batterye gebruik binne in huise waar jy hulle praat van die battery vat van jou kar en dan binne in jou huis insit dan het jy 'n herlaaibare battery wat miskien 80% battery is, maar dis battery kapasiteit oor het, maar dis meer as genoeg vir meeste van jou huis se benodighede wat dit nodig het. So daar's baie maniere om die batterye 'n tweede of 'n derde lewe te gee. Maar ja, die herwinning van die batterye dis 'n seer plekkie vir elke fabrikaat want dis nie net duur om daai batterye te herwin nie. Dis verskriklik moeilik. Die tegnologie wat bestaan om dit nou te doen is baie duur om te gebruik en nie baie mense doen dit nie. Hier in Suid-Afrika het ons nie enige fabriek daar buite wat regtig 'n lithium-ion battery kan regtig goed herwin nie. En ook die probleem met lithium-ion batteries, die veiligheid daar agter. As 'n lithium-ion battery wat ons nou gesien het by BYD in China, daai hele stoor area wat aan die brand geslaan het. Jy kan nie hom net blus nie. Dit is verskriklik. Ek het nou die dag gehoor van 'n lithium-ion battery in 'n Prius. Dit het omtrent 3000 liter gevat om een kar se lithium-ion battery wat aan die brand is te blus. Want die produk wat 'n lithium-ion battery terwyl hy brand, die produk wat hy uitgee, is suiwer suurstof. So dit beteken die battery voed sy eie vuur met sy eie suurstof terwyl hy brand. So hy brand net warmer en warmer en warmer. En bo-op dit, lithium-ion batterye, selfs al blus jy hom, hy kan 3 dae van nou af, kan hy weer net randomly aan die brand slaan. Dis die probleem met batterye. Nou wil jy daai tipe tegnologie op Suid-Afrikaanse paaie sit met Suid-Afrikaanse infrastruktuur. Dis moeilik om dit eenvoudig te stel. Interessant raak. Maar Ruben, Ja. en Kali, jy kan ook inspring hierso. Dit bring my net nou na. Okay, voor ek daar kom. Ek wil eerstens weet, Ruben, wat was die coolste ding wat jy gesien het in China? Want ek weet een ding wat ek gelike het van jou en wat jy graag gesê wat jy baie graag wil hê eendag, maar wat is die coolste ding wat jy in China beleef het daar? Wat jy raak gesien het by die fair? By die show. Die show self, die Beijing Motor Show was nie so wow soos wat ek verwag het nie, maar dit was die skaal van dit was nie klein. Maar wat ja, daar was ook nie Ferrari nie. Porsche was daar met Nee. Jy bedoel daai deurstopper, daai Fiat Panda. Ja. Yes. Ek weet nie wat aan manne gedink het nie, maar hulle het nie gedink nie, dink ek. Gebeur as jy ou aanstel wat fone design het. Ja, 100%. Hoorie, die coolste ding wat ek daar gesien het, is treine, ou. Treine. Is rarig. Wow. Ja, die plaaslike en interprovinsiale treine, die stelsels, die sisteme, hoe op tyd hulle is,
hoe skoon hulle is. Laat ek jou hierdie storie vertel, né? So ons was in 'n trein. Jy mag nie in 'n trein eet of drink nie. Dis totaal en al sosiaal taboe en ook net baie taboe op 'n trein want jy mors nie in 'n sosiale plekkie, né? Nou, dit vir ons is alreeds 'n verskriklike vreemde konsep om jy mag nie eet of drink in 'n trein nie. Wat bedoel jy? Maar anyway. So die een dame, sy kom daarin. Wel, sy kom nie daarin nie. Ons klim op die trein en ons sien daar's net 'n gaping. Almal staan net rondom hierdie gaping. Soos wat gaan nie aan? Is hier nou 'n fight? Is hier 'n skoolfight op 'n trein? Nee, iemand het hulle ystee wat binne in hulle container was, het hulle gemors op die trein. Almal staan uit die pad uit. Daar kom 'n ou wat lyk soos 'n security ou, maar hy het ligte, soos 'n oranje ligte op sy skouers, nê. Hy het 'n hele soos pak aan, wel nie 'n pak nie, maar soos 'n skoonmakers uitrusting aan, nê, met borsels en spuitsels en goeters oral rondom hom. Hy klim op sy walkie-talkie en hy praat daarso teen 'n verskriklike spoed. Hy sê iets by die volgende stop wat letterlik 5 minute weg is. By die volgende stop kom daar 'n span van 3 skoonmakers in, nê. Hulle maak daai tee skoon. Hulle maak daai vloer droog en hulle spuit die plek met lekker ryk middels binne 'n stop. So daai trein stop omtrent vir 35 sekondes, né? Dis vinniger as 'n Formule 1 pitstop in vergelyking, ek sweer, dit is insane. Hulle maak daai plek droog en skoon en lekkerder ryk binne 35 sekondes en daai trein is weg sonder enige iemand wat in die tee staan. Net die efficiency van die treinstelsel en hoe maklik en hoe goedkoop dit is. Julle in Suid-Afrika, ons kort treine. Ek sê vir jou, dit sal ons ekonomie en almal se lewe saam met jou wat dit dan betref. Daar stem ek nogal baie ernstig saam. Treine. Ja, dit was die coolste ding wat ek gesien het. En ook net almal volg net reëls. Weet jy hoe maklik is die lewe as almal net reëls volg? Dis baie lekker. Dis 'n baie lekker lewe. Ek weet net nie of ek dit onder daai government sal doen nie om baie polities korrek te wees, maar ja, los dit dan. Ouens, kom ons praat 'n bietjie oor Formule 1 want hierdie tipe tegnologie het nie so smooth geloop soos China se treine nie. Okay. Die batterye was het ons heeltemal in die steek gelaat in testing in Australië, al die pad tot en met die verandering in Miami bietjie gekom het en toe ewe skielik besluit die wêreld, hulle gaan mekaar so bietjie met ketties skiet. En toe is die Bahrein en Saudi nie, jy weet, moet 'n bietjie meer dramaties ketties gebruik daar. Jy weet, en dit ons vir 5 weke sonder Formule 1 gesit en nou sit ons weer vir 'n maand amper sonder Formule 1, maar ek en Kali het nou al heeltyd gepraat oor Ruben is en dit, ons kan nie vat plek aankry dat die feit dat 'n driver se overtake mode, sy defense en boost mode, alles deur AI beheer. En al wat die ou oor beheer het is sy motor, maar volgens energy deployment en al daai goeters is dit 'n bietjie van 'n ramp. Wat dink jy? Ek weet jy is redelik uitgesproke op TikTok daaroor. Ja. Nee, ek het vroeg op die bandwagon gespring en gesê ek hou nie van hierdie nie en ek was vinnig ook uitgehaal en gesê jy is net oudtyds en jy dink nie vorentoe nie en X, Y en Z. Ek weet nie hoe ek kan oudtyds wees nie. Ek is nog redelik jonk. Maar ja, ouens, dit het net nie uitgewerk nie. As jy kom met 'n jonge soos Lando Norris wat sê, "Hoerie, ek wou nie daai kar verbygevat het nie, maar my energy deployment het maar net so op so 'n manier uitgewerk dat ek hom nou moes verbyvat." Max Verstappen het so gesê. Ons het gesien George Russell wat nie kon wegspring in Hungary nie, want hy het sy battery het een of ander rede net ontplooi op die opwarmings routine rondom. George. Ja, ek het gesê George. Ja, ek sê dis George. Niks van George af. Hy's nie baie gewild nie by ons nie. Nee. Maar ja, nee,
ek stem so saam met jou. Dit vat die uniekheid van die drywer. Dit vat al die werk wat hy moet doen en die besluite wat hy moet neem. Dit vat 50% van die werk uit sy hande uit en op 'n einde van die dag moet hy net doen wat die deployment vir hom sê. Maar dan kry jy 'n spesifieke situasie soos Kimi Antonelli en George Russell, waar George Russell sukkel, Kimi Antonelli op 'n manier kry hy meer spoed en meer consistency uit hierdie Formule 1 kar uit. Maar ons moet onthou George Russell het gesê in Australië, this is an amazing car and it's amazing to drive. En op die einde van die dag is dit nie so nie. Meneer Woody George Russell, dis nie so nie. So wat sê jy nou? En daar's 'n rede hoekom Ben Sulayem en die hele FIA ons absoluut, ek weet nie ek gaan nou die Engelse term gebruik, maar gaslighting. Hulle gaslight ons. In die sin van hulle sê vir ons, julle moet nou net gewoond raak aan hierdie. Dit is waartoe dit gaan. En so by the way, die manufacturers het daarvoor gevra. Sure, miskien het Toto Wolff back in 2020 en 2022 gesê, hoor, kom ons gaan 'n bietjie meer jy weet na die elektriese kant van goeders toe, maar die hele wêreld se opinie het verander oor elektries. Niemand koop elektriese karre soos wat hulle gedink het hulle gaan elektriese karre koop nie. Die almal se teikens het verander. Almal het gesê teen 2028 en 2030 gaan ons net hybrid en elektriese voertuie maak. Daai alles is nou by die deur uit. So nou wil Ben Sulayem teruggaan na V8 toe teen 2030. Ons gaan teen 2029 gaan ons weer by 'n 80-20 split wees wanneer dit kom by die internal combustion engine versus electrical power. En ons was net gesê vir hoe lank hoe verkeerd ons is. En nou sit ons met hierdie posisie en die FIA maak asof, nee, is ons plan gewees nog al die pad. En weet jy, hulle het nou gesê onlangs dat wel hulle het geweet. Ons het eintlik geweet dat die reëls nie so goed gaan uitwerk soos wat ons gedink het dit gaan uitwerk nie. So we knew it was coming. My boys, ons almal het vir julle gesê en julle het gesê daar's niks fout nie. Daai Tombatsi's daai Nicholas Tombatsi's het gesê, "No, our simulations is nothing like the simulations that Max Verstappen said." En dis dit letterlik verbuitem so wat Max Verstappen gesê het en nou gaan hy terug op sy woord. Dit wys jou net hulle is hier om te gaan waar die stroom gaan en te gaan waar die geld is en nie om te gaan waar die beste is vir die sport nie. Dis die punt. Luister, Nicholas Tombatsi's rekord lyk nie goed nie. Weet jy hoekom? Ferrari was competitive in die Schumacher era, behalwe vir 1 jaar waar hy die kar design het, en dit was 2005. Ja. So why? Ja, anyway, ek kan lank praat oor daai ene. Maar maar ek dink net, ouens, ek dink toe hulle die reëls okay, wat ons van hou is obviously die karre. Ek meen die design van die karre is awesome. Hou van die kleiner karre. Ja, baie. Lekker moerse engines nodig agterin. Dis al wat ons nodig het. Dis nie nodig vir hierdie Sky Electric goed nie. Maar ek dink wat vir my so verbaas het in die eerste helfte van die seisoen is hoe vinnig die res van die veld opgevang het na Mercedes toe. Ek dink vandat ons daai change gehad het, ewe skielik sien jy Max wat challenge vir 'n sprintrace. Ons sien vir Charles wat consistently daar is, die Ferraris wat ten minste vir 19 laps het kon hou. En toe begin ons baie meer consistent energy deployment kry. Jy weet, en ek dink actually in fact, ek dink as ek onder korreksie praat, daai energy deployment het gekom op Canada. En weet jy, ewe skielik het die racing net baie beter gelyk. Verstaan jy? Ewe skielik het alles bietjie nader gelyk. Qualifying het nou weer gelyk soos 2025. Jy weet, en ouens het 'n bietjie meer in beheer gelyk van dinge. Maar ek dink nog steeds sit ons met ek meen, almal kan nou vir my sê Red Bull se ouens verlaat hulle en goed. Maar as jy kyk van die begin van die jaar af, bring 'n update Miami toe. En progressively besig om behalwe vir Max se ek weet nie
spin in Austria in qualifying en toe ry hy homself weer amper in 'n wen in. Ek bedoel, verstaan, ek dink Ja. dit voel vir my soos 'n seesaw die hele tyd, maar dit is close want nou weet jy nie wie gaan Paul vat nie. Jy weet nie. Okay, overtaking is definitief vir my nou meer artificial as DRS. En so ek dink daar's goeie aspekte rondom dit en obviously tegnologie kant is nie vir ons aanvaarbaar nie, maar tog bly die racing close. Jy weet, ek dink die eerste ding is die stats wys in die begin van die jaar het hulle 'n massive drop gehad in viewership in Formule 1. Maar hulle sê hierso by teen Silverstone het daar byna 3.7 miljoen Formule 1 aanhangers deur die Formule 1 hekke geloop van die season tot en met Silverstone. En dit beteken dit het gestyg met amper 22%. Nou, ons kla, maar mense gaan tog. So is dit beteken dit vir ons dat dit gaan oor dit is Formule 1 en dit gaan oor die naam. So jy wil jy het 'n F1 reis gaan kyk. Okay? Maar die diehard fans sê, ja, ek wil 'n F1 reis hê, maar ja, ek wil 'n ding sien wat dit loop. Verstaan jy? Ek wil nie 'n stofsuier hoor nie. Is dit nie 'n punt van die nuwe fans weet nie wat hulle nie het nie. Soos ons weet wat ons gehad het. Ons weet wat ons mis. Hulle het net geen idee wat was nie. Want al die nuwe fans, dis die statistieke sê ek dink ons is nou al op 46% nuwe vroue wat Formule 1 kyk. Nou ek het niks teen vrouens wat Formule 1 kyk nie. Ek het wel ook nie hulle kyk Formule 1 noodwendig nie vir die karre of die tegnologie nie, maar hulle kyk dit dalk vir die drywer en die drama. Nou dis nie my koppie tee nie, dis nie hoekom ek Formule 1 kyk nie, maar dit is hoekom hulle Formule 1 kyk en hulle bring geld en hulle bring aanhangers en hulle vriendinne saam en Formule 1 glimlag al die pad bank toe. So hoekom moet ek verkeerd wees daaroor? Hoekom moet ek kla oor die nuwe styl van Formule 1? Maar ek dink net nie hulle weet wat hulle mis nie. En ek dink as Formule 1 vir hulle so proefseltjie gee. Ons het gesien hoeveel mense het gepost toe Fernando Alonso laas jaar met daai Renault V10 van hom. Ek weet nie hoe rondom wat se baan nie. Toe gaan doen hy net 3 of 4 laps, né? En die fone was uit en dis viral shorts en video's. Want hoor hierdie Formule 1 kar en kyk hoe onstabiel lyk hy en dit moes moeilik wees om hierdie te bestuur. Ja, ons het dit gedoen vir jare en jare en daai tyd het ons ook nie ons het eers gekla oor KERS en toe kla ons oor DRS, maar dit was alles alright. Jy weet, dit was we still had racing. Ja. Nou is dit bietjie anders, maar ja. Callie, wat sê jy? Ek stem nogal saam met jou. Ek het toevallig nou 'n kollega gehad wat deur sy vrou se werkgoede wat hulle nou 'n draai daar aan die kant die water gemaak in Oostenryk onder andere. En hulle was toe nou ek hoor dit na hulle weg is, was hulle daar in Oostenryk. So dis ook 'n ou wat hy het 'n bietjie ek wil nie sê hy's 'n Formule 1 aanhanger soos wat ons aanhangers is nie. So hy weet van 'n Rubens Barrichello en hy weet van Michael en die klas van ouens. Maar ek bedoel hulle het gegaan want ons wat in Suid-Afrika is dit 'n eens in 'n leeftyd amper geleentheid om as jy actually daar naby in die omgewing is dit sonde amper om nie 'n draai daar te gemaak nie. So hy het 'n naweek daar spandeer en ek bedoel hulle daai ou karre het hulle om die baan gehad. Hy het gesê dit was absoluut fenomenaal. Dit was amper sy hoogtepunt van die hele naweek. Was die ou karre wat hulle omgevat het. Rubens het sy kar omgevat en daar was 'n Senna kar omgewees. Daar was Michael, een van Michael se karre was ook omgewees. So daar was soveel van die ou soos jy nou sê, daai karre waarvan ons praat. Jy weet daai ou tydse geraas engines, die tegniese goed of die minder tegniese wat ons
deur die tyd gehad het. Ek dink ek het dit nog vroeg in die seisoen ook gesê. Jy weet, ek hou van my persoonlik gewys. Ek hou van my ryding met die minste hoeveelheid tegnologie. My Hilux is 'n 2008 model, so hy het nog nie al hierdie bells en whistles en goetertjies in elektronika in, soos wat 'n klomp van hierdie nuwe bakkies in het nie. En ek bedoel hy hardloop sonder 'n issue. Maar slaan nou hierdie nuwe goed met stof met hierdie elektronika, jy weet, elektronika hou nie van daai goed nie. En daai kaliber goed, daar het ons gesien hoe Oscar se gearbox gegaan het toe hy net 'n bietjie skud. Toe hy die curb slaan. Jy weet, so dis sulke klein tegniese goedjies wat half vir ons die sport besig is om, ek wil amper sê vir ons ou aanhangers te breek. En ek stem 100% saam met jou. Ek dink die jonger geslagte wat kyk, wat inkom, wat nie so seer die laaste, ek wil amper sê wat is dit 2, 3 jaar dalk, wat nou ingekom het in ek praat nou van kykers gewys. Hulle ken nie die ou goed van Senna om 'n baan sien jaag en daai geluid en die fight met Mansell en met Prost en jy weet daai kaliber manne en Michael se kaliber fight en in 'n sekere mate in die begin Loos is gedeeltes. Jy weet daai enorme krag wat daai karre gehad het. En ons sien dit ongelukkig net nie meer nie. Ja. Super waar. Boys, kom ons kyk 'n bietjie na die seisoen. Ons begin heel bo aan die punte leer en ons kyk daarna Mercedes, hulle sit op 379 punte. Obviously definitief een van die spanne wat die beste gemaak het van die reëls gesien het dat hulle Formule E span verkoop het destyds en alles invest het wat Formule E vir hulle kon gee in hulle batterytjie in. Ja. Ek dink kom ons begin by julle. Ek dink wat is julle hoogtepunt by Mercedes en julle laagtepunt? So ek sal sê heel kontroversieel dink ek, want omdat hulle doen die beste as gevolg daarvan, is ek dink beide Mercedes se hoogte en swakste punt is die elektriese kant van hulle kar. Ek dink hulle sterkpunt is die feit dat hulle die elektriese kant kan deploy so goed soos wat hulle kan, maar hulle het ook, ons het nou gesien in Hungary en dis 'n punt wat ek gemaak het in een van my video's, sodra die baan jou genoeg geleentheid gee om die kar te herlaai, is almal op 'n baie meer gelyke voet. Almal se karre herlaai vinnig genoeg, ons het genoeg tyd om dit te doen. So die karre wat eintlik vinnig gebou is, die chassis, die engines, die drywers het baie meer kans om hulle self te bewys. As in plaas van net om staat te maak op 'n goeie deploying strategie van die energiekant van die kant. Maar ons het nou ook gesien George Russell se tekortkominge in hierdie seisoen is ook baie as gevolg van sy energy deployment kant wat net fail. Hy het een of ander probleem met een of ander program of something soos dit. En dit is maar Kimi Antonelli is net 'n ander monster hierdie jaar. Hy het in Monaco gewys, hy's vinnig, selfs op 'n baan waar hulle baie kon herstel, baie herwinning kon gebruik. En in Hungary nou ook. Hungary was 'n great race. Dis regtig 'n goeie race gewees. Maar ek dink wat almal gered is en wat vir my 'n bietjie gered is die manier hoe hulle daai batterye herlaai. Onthou hulle was gekap op 250 kilojoules. Nee, is dit megajoule? Ja, kilojoules wat hulle kon herlaai. Soos the rate of recharge. Nie hoeveel hulle kon herlaai nie, maar hoe vinniger hulle. En dis dit McLaren se Andrea Stella wat sê hoorie, kry dit na 350 kilojoules want dit is wat ons kan doen. Dit is die maksimum hoeveelheid, dan kan ons vinniger herlaai. Dan hoef ons nie in elke draai te herlaai nie, maar ons hoef net by 60% van die draaie te herlaai. En toe daai ingekom het saam met die feit dat hulle verminder die hoeveelheid wat hulle kan stoor van, ek dink van 9 op sekere bane of 8 op meeste van die bane, nou is dit 7 op meeste van die bane, 7.5 megajoules wat hulle kan stoor. So, as gevolg van daai twee reëls, as gevolg van die moeilikheid van dit, dink ek Mercedes se grootste sterkpunt en sy grootste swakpunt
is daai elektriese toestel. As dit die dag werk en die baan gee nie genoeg tyd om te herlaai nie, nee, is hulle die sterkste ouens daar. Ja. Kali, wat is jou opinie oor Mercedes? Weet jy, Mercedes het duidelik 'n ongelooflike iewerster hulle huiswerk gedoen om die jaar te kon begin. Want hulle was duidelik strate voor almal van ons of van die res van die spanne. Ek bedoel dit is 'n gegewe. Ek dink dis hoekom hulle nou nog so veilig voorloop in hierdie deel van die seisoen. Mense sou nou altyd moet sien hoe die res gaan uitspeel. Dan is dit natuurlik Kimi het ons almal dink ek verbaas. Jessie, ek het geweet hy kan potensiaal goed doen, maar Jessie, ek het nie verwag hy gaan dit doen nie. Ons het hom altyd beskou as maar die tweede bestuurder van Mercedes. En hy's net in 'n ander vlak. George, ek weet nie noodwendig of ons altyd die kar die skuld kan gee nie. Ek dink George daar is 'n manier. Ja, hy het Australië stunning begin en hy het 'n fantastiese ren in Australië gehad. Maar ek het 'n vermoede toe Kimi eers skielik begin druk op sit, toe sit half 'n konsep van hy jy weet die druk raak te groot vir hom. Ek het nou die dag het ek iemand 'n video gesien wat 'n so 'n samestelling van George gemaak het en wat baie interessant was want hulle het deur 'n klomp van George se ek wou amper so ongelukkig gegaan waar ongelukke plaasgevind het waar George betrokke was. En dit is baie interessant hoe George elke keer 'n ander ou gaan beskuldig. Valtteri Bottas deur die tyd in Williams. En so kan jy deur dit gaan. Hy het elke keer die ander ou het een of ander iets aangevang. So dis nooit George wat iets gedoen het nie. Goed nie. Wat dit baie interessant maak, want dit beteken dat jy weet sodra die druk opkom nou weet hy nie lekker hoe om dit te hanteer nie. En dan my grootste teleurstelling eintlik vir Mercedes en jy sien dit oor 'n breër kamp as net Mercedes is hulle realiteit reliability. Jy weet hulle daar's iewerster iets wat net nie 100% ek dink dit sluit aan dalk waarskynlik weet nie of dit of dit by die elektronika is en of dit verder dieper in die engine se meganika is nie. Maar iewers daar is iets nie 100% blyf nie want ons het dit by McLaren gesien en ons het dit by soveel plekke nou al opgetel waar die Mercedes engine 'n probleem gee. En dit is eintlik my grootste laagtepunt van Mercedes hierdie jaar. Nee, ek dink ek stem saam met jou Kali. Ek dink hulle het redelik baie om te werk daarso. As my net hartseer is dat ek dink hierdie is net een van daai gevalle waar George regtig 'n guldige geleentheid het om om 'n World Championship te wen en absoluut. En sy spanmaat wat jonger is ry hom weg. En ek het geweet hy's meer blaf as binne goed. Ek het dit lank al gesê. En nou wys dit, verstaan? En ons vat die failures weg, ons vat alles weg. Dis elke keer iemand se skuld behalwe syne. Ek vat byvoorbeeld Belgium. Ons vat byvoorbeeld Belgium. Okay? Belgium, ek verstaan. Hy het soos hulle sê die top geslaan met sy battery issue gehad, maar hy was nog steeds 5de. Okay? Hy het sy kar aan die buitekant gesit van Lewis. Hy moes geyield het by Lycombe en hy het nie. Wat gebeur? Lewis sê, screw you Georgie boy, jy het my 5 jaar in 'n ry gewen, dit gaan nie vandag gebeur nie. Verstaan jy? En toe gaan speel in die sand. En nou sit jy met Kimi en Kimi is 5 in 'n ry, hy het 6 al gewen. Hy het 'n fenominale seisoen en ons almal het gespot verlede jaar gedink generational talent. What? Verstaan jy? So en nou kom sy potensiaal deur. Ek dink wat vir my 'n laagtepunt is van Mercedes is dat hulle ry van development.
is nie op standaard nie. Ja. Ek moet sê dit voel vir my iewers in die jaar gaan dit hulle die gat byt. Want Red Bull mag dalk niks doen aan hulle engine op die oomblik nie. Byvoorbeeld, maar Red Bull bring heeltyd Ferrari stoot heeltyd parte en upgrades na die kar toe. McLaren doen presies dieselfde, maar jy weet, ek dink Mercedes het in hierdie lala land gelewe van hulle so ver voor. Hulle gaan soos Braun GP in 2009 so ver in die eerste stuk wen dat hulle gaan soos die untouchables wees. Verstaan jy? En suddenly sit jy met wat was dit 5 verskillende wenners. Ja. En Kimi is obviously die meeste een, maar George is vir my die grootste teleurstelling daar in daai kamp. Ja, dis 'n goeie punt wat jy maak. Ferrari. Okay. Love hulle. Ferrari het 'n brilliant job gedoen. En ek dink it is amazing wat hulle reg gekry het met die klein turbo. Lewis Hamilton het my verbaas. En ek moes hande klap op Spain wat ek nie wou nie. Maar ek moet en ek is 'n Ferrari fan. En ek dink Charles het my teleurgestel hier in die middel, veral van Monaco af. En hy het daai 2-3 races gehad wat net regtig en toe Silverstone slaan. Toe slaat hy weer voor, maar Ferrari is so ver vir my, ongeag of hulle in tweede lê, die span van die jaar vir my so ver wat rondom innovasie, rondom development, rondom hulle drivers wat regtig 'n step up gemaak het van gebruik te maak van al die machinery. Operationally is hulle wit warm. So in my boek is Ferrari so ver die span van die jaar vir my ten spyte daarvan dat hulle 'n paar punte agter is. Ja, hulle is baie betroubaar en dan ook saam met hulle is natuurlik die span wat hulle engine ook in het, Audi. Audi het hulle mos hulle Ferrari engine in, né? Het hulle eie engine. Het hulle eie engine. Ja, is dit Cadillac wat die Ferrari engine? Cadillac het die Ferrari engine in. Okay, Cadillac het die Ferrari in. Maar ja, Ferrari mees betroubaarste span, nog nie regtig een keer 'n probleem gehad in 2026 en dan soos jy sê, Lewis Hamilton het sodra hulle die ground effect karre, sodra die ground effect karre weg is, toe's Lewis weer op het. En hy's weer lus vir dit want die kar praat weer met hom en ek dink nie Lewis was altyd gelukkig met die manier hoe die Formule 1 karre van 2020 na 2024 of 2025 hoe hulle sy downforce gemaak het nie. Nou minder downforce, meer jy weet jy moet meer op die wiele en op die tyres staat maak om jou grip te kry. Dis meer 'n Lewis se styl. Dis wat se era waar hy in groot geword het en nou met Charles Leclerc, yes, ouens gaan nou sekerlik kontroversiële ding nou weer sê, maar hy is besig ook in sy eie persoonlike lewe, Charles Leclerc met sy vrou en met persoonlike dalk maybe is daar kind op pad en ons almal weet sodra jy daai ring op die vinger sit en die kind is op pad, jy's gemaklik in die lewe. Dinge is lekker. So jou edge, jou hongernis, jou hoe kan ek sê jou aggressiveness om te doen en te kompeteer is moeilik om terug te leer. Maar soos jy sê, hy het dit gedoen, hy het teruggekom en ek dink dis nogals interessant dat Lewis op hierdie stadium die fokus is en daar's mense wat al sê Lewis is die nommer 1 bestuurder in die Ferrari span. Wat vir my net soos dit breek my brein dat mense dit so vinnig. I mean ons is halfpad in 2026 in. So vinnig verander mense se breine, maar dit wys vir jou Formule 1 is 'n keelsny wêreld hoor. Jy moet op dit bly. En ja, maar ek dink Ferrari sal nie so vinnig op Charles Leclerc opgee nie. Nee. Stem so. Ek dink ook hulle gaan so vinnig opgee nie.
Luister, ek het 'n baie interessante een gesien gister. Ja, dit was gister wat ek so 'n mooi statistiekie raak gesien het dat van al die 22 bestuurders is Loos nog die enigste een wat elke reis hierdie jaar wat gery is in die punte geëindig het. Nie een ander bestuurder kon dit regkry nie. So dit wys vir jou die konstantheid. Yes, Racecraft, die konstantheid van die Ferrari motor. Jy verstaan dat dit aan hey, kom sit daar. Net love it. Afvat hy. Dis weer die man klap aan. Laat so net daai agter die controls. Verstaan jy like dit, né? Net daai alleen wys vir jou wat se step up gemaak het. Hoe Loos, ek dink so 'n bietjie meer 'n vergelyking, okay, hy het ingenieur verander van verlede jaar na hierdie jaar toe, maar net hoe die span sy mening begin laat tel het en sy inisiatief laat tel het. Ek het dit al 'n paar keer genoem hierdie jaar dat dit was my ongelooflik om te sien hoe Ferrari wat ons al geweet het strategy calls was. Yes, as jy mislukking wil sien in 'n strategy call, gaan kyk vir Ferrari. En hulle het hierdie jaar ja, hier en daar was daar dalk 1 of 2, maar dit was kleintjies. Dit was nie genoem of groot genoeg dat jy kan sê, "Jesus boys, nou het julle die reis gemors nie." Maar hulle het dit net so goed reg gekry hierdie jaar. Dis vir my absoluut amazing om te sien. Ja, ek meen hulle het dalk gelukkig geraak in Catalunya met 'n geel vlag hier en daar, maar ek meen die feit is jy raak nie gelukkig as jy nie jouself in die game sit nie. Soos en baie van ek dink soos in Formule 1 om te wag en om te reageer is my amper 70% van die keer die slegter opsie. Om te wag en kyk wat gebeur. Soos as jy instinkte het, reageer, doen dit. Jy's die katalysator van die resies. Jy besluit wat gebeur en ek dink dit is met Formule 1 veral sien ons is sal eintlik interessant wees om te sien statistiek gewys of dit nogals my stelling 'n maatstaf gee. Soos die ouens wat eers reageer, die ouens wat eers gaan na die klip, na die kuipe toe. Ja, na die kuipe toe. Wat eerste ingaan, wat eerste hulle tyres doen. Kom hulle altyd eerste uit. Kom hulle altyd bo uit. Ek weet nie altyd ons het 'n great Lewis Hamilton in Hungary het 'n great overcut gedoen. Nee, 'n undercut gedoen, né? Ja. Maar toe word hy net weer deur Max Verstappen verbygevat en so ja, nog steeds. Dit was nog steeds goed. Dit was great. Maar Max Verstappen se overtake, né? So great soos wat dit was, het hy weer eens gesê dit was as gevolg van sy elektriese herlaaiingsstelsel wat te veel krag gegee het en hy moes dit doen. En op 'n einde van die dag het hy 'n great overtake gemaak. Ja, maar was dit 100% sy besluit? Nee. Dis baie waar. Baie van hierdie goede kom op daai punt neer. Hulle is amper geforseer in dit in. 100%. So boys, McLaren. Obviously ek dink die hoogtepunt is dat hulle 'n wen gekry het hierdie jaar vir die World Champion Lando Norris. Die laagtepunt is dat dit so laat gekom het. Wen vir Lando, het kom op die regte tyd, maar kom ook te laat. Wat is julle assessment van McLaren, manne? Dink julle dit is nog te laat as ons kyk na wat gebeur het laas jaar? Ja. Met die punte. Is te laat. Is dit heeltemal te laat? Ja, want ek weet nie of almal noodwendig daai kaliber beklei het soos wat 'n Max Verstappen het nie. Okay, maar dit sal baie interessant wees as Lando Norris wel uit minder punte nou om op te maak. Hoeveel punte het hy nou om op te maak? Hy kom van derde af. Dis nie die 102 wat Max Verstappen gehad het om op te maak nie. 90, dink ek 93 punte om op te maak. Ja. So
as die kar op daai kaliber is, as Mercedes, en dis nou alles 'n klomp asse, maar as Mercedes, soos wat julle sê, hulle opgradering program is nie so sterk soos die res van die Formule 1 grid is nie. As hulle sukkel en Lando Norris kom terug, en dis moontlik, want ons het dit gesien dat Max Verstappen dit kon gedoen het laas jaar, en weet jy wat, nee, ek dink is 'n geldige geleentheid vir Lando Norris om te wys. Hoorie, hy is nie net 'n ou wat 'n vinnige kar gekry het nie. Hy is ook 'n bestuurder. Maar dink net aan wat dit sal beteken vir die Formule 1 wêreld as daai man sy titel kan verdedig. Dit sal iets anders wees. Ek weet Ja, maar dan Arie weet sal ons dit nou, geniet, jy maar weet, al die ander ouens se raadkaste breek sodat hy kan voorwees. Nee man, moet nou nie so wees nie. Nee, As hy, ek Moet nou sê nie hom. so wees nie. ek stem saam Ruben, ek dink dit sal credentials wys van Lando. Ja. Ek meen ons weet Lando was redelik consistent hierdie jaar. Ek dink Oscar het sy measure gehad in die begin. Maar ek dink nie Oscar ek weet nie wanneer Oscar sy upgrade gaan kry nie, want sover ek dink Oscar het hom amper gewen op Hungary met die ou tegnologie. So dis ook 'n scary gedagte. Nee. Ja, Nee, Oscar het nog nie die upgrade kom ons gekry praat nie. daaroor, want Ons het nie, want weet jy, hier's my ding. Kyk, Carlos Sainz slaat op. het hy nie in Hungary die upgrade gekry nie? Nee, Nee, ek het dink ook hy aanvanklik die gedink hy volle- het, maar hy hy het nie. Nee, Maar hy het nie. nie die volle wat So dieselfde die as ou Lando raadkas nie. het gebreek. Ek glo dis die ja, Sê dit geweet, ja. so hier's die ding. So hy moet nog 'n nuwe engine kry en hy moet die nuwe onderstelsel kry, al daai goeders en die nuwe raadkas. So hy het actually 'n phenomenal job gedoen in Hungary. Jy weet, in fact, Ja, as jy daaraan kyk. in fact, hy het geen rede gehad om vir Lando enigstens te laat verbygaan nie, of laat die papaya vrugtereels inspring nie. So sal dit great wees vir Lando om terug te kom? Ja. Maar weer eens, Lando kry voorkeur. Verstaan jy? Lando jy weet, somehow werk dinge net uit. Hy's amper die golden boy. En behalwe dit, ek gaan nou verby dit kyk. Ek dink Lando het hierdie sy span gemaak. Okay? So my punt is, ek dink Oscar het 'n verandering nodig. En ek dink Oscar moet na 'n ander span toe gaan. Ja. Maar kan ons mekaar regtig hierdie oë kyk en sê dat 'n McLaren span, Zac Brown, Andrea Stella, die mechanics, die ingenieurs, dat hulle daar sit en sê, hoorie, kom ons skiet vir Piastri in die voet. Kom ons gee hom die swakker produk. Ja, want hulle is Ek kan nie sien dat die hele span dit doen nie. En dat sy eie crew, sy eie pit crew dit doen nie. Nee, maar weet jy dis moeilik om dit te glo. Gaan Makali? Nee, ek wil amper sê dis moeilik om dit te glo in hedendaagse sport. As jy nou 'n groter prentjie kyk. Ek bedoel, as jy kyk na 'n klompie jare terug, dan kon 'n mens nog weggekom het. Ek praat nou hierso op Prost en Nigel Mansell, Niki Lauda, die manne se tye van, jy weet, dan kon jy dit nog geglo het. Maar dit is amper te moeilik om te glo dat dit regtig so iets kan wees. Ja. Maar hier's my punt Maar is, ek meen ja. maar ek gaan 'n punt maak, Ruben, is dat Oscar gaan obviously upgrades en alles in Zandvoort kry, nee. Die punt is net is dat ek dink net dis 'n wasted talent wat hulle het. Wat ek hou nou weer van Mercedes byvoorbeeld, en dis waar ek Mercedes krediet gaan gee, is dat ten spyte dat Kimi 'n absolute poewol kry binne in George gesig,
hulle laat toe dat hulle drivers fight, verstaan jy? Ja, ja, dis baie lekker om te sien. En niemand het eerste keuse op upgrades. As upgrades kom, kry al twee karre dit. McLaren doen nie dit nie. McLaren bring eers die upgrades na die na 'n voorkeur driver die wat Lando is. Ons mag gaan nie 'n geheim maak daarvan nie. Verstaan jy? Hulle het verlede jaar presies dieselfde gedoen van Silverstone af. En dit het Lando gebenefit en dit het Oscar benadeel en dit so het Oscar stelselmatig die championship lead verloor. En al wat ek net sê is dat ek dink om met Gianpiero Lambiase so toe kom in 2027 sê ek nou vir julle hulle vry na Max op een of ander manier. En hulle gaan definitief vir as hulle moet kies tussen die twee drivers, gaan hulle definitief vir Oscar Piastri met 'n goue koevertjie pos. Ja. Maar almal sien Max Verstappen en dit sluit my in, gaan na Mercedes toe. George Russell sy Ali sien en gaan wel na McLaren toe en Piastri gaan na Red Bull. Nee, ek ken daai narratief. Dis ek hou van om net rond bietjie te gooi want weet jy wat? Ja. Ek wil nou Red Bull gepraat het. Ons praat nou sommer met mekaar gou so 'n bietjie hierso want ek dink die res van die punte hier is irrelevant want die ander twee spanne wat ek regtig oor wil eintlik praat, ek meen behalwe dat Audi great gedoen het hierdie jaar en ek love Audi, hulle 12 punte opgekry en Haas is 'n huge teleurstelling vir ons hierdie jaar. Alpine is regtig besig om goed te doen. Colapinto is besig om homself vas te sement. Ja. Arvind Lindblad is 'n revelation vir ons. Maar Red Bull het ewe skielik nuwe vigor. Hulle jaag goed. Okay, hulle het 'n goeie upgrade gebring na die rear wing toe. Ek verstaan nou nog nie hoe hulle daarby uitgekom het dat hulle die sterkste engine het nie, maar ten spyte daarvan hulle improve, maar wat great is en weet jy wat Martin Talks F1 het hierdie vir my tot my aandag gebring op 'n WhatsApp na die aand is dat even though Max 'n 200ste van 'n sekonde stadiger is hy nog steeds nie tevrede met die kar nie. En dan wat gebeur is hy's besig om die kar continuously develop en geen ander driver is besig om dit te doen nie. Die feedback wat Max gee is so duidelik. En dis jy kan net met dit werk. So my theorie dan is dat as Red Bull, which we know they're not going to give him a championship car op die moment, dit sê nie vir my, ek dink nog steeds daar's goeie mense daarso by Red Bull. Ek meen, ja, hulle het 'n flood van mense verloor in die design department en engineering department, al daai dinge. Maar ek dink net weer eens net soos Piastri het Max ook 'n nuwe omgewing nodig. En dit bring my na 'n punt toe waar ons het gesien wat in Hungary gebeur het toe Aston Martin hulle upgrade bring. Okay? Ja. Long shot, hoor my uit, long shot. Maar nee, dis 'n very long shot. Hoor my uit. Ek hoor daar is gerugte Christian Horner word gevra na toe vir dit. En nommer 2 is dat as aerodynamically het Fernando Alonso ewe skielik het hy Q2 gemaak. En hy en Honda kry eers die upgrade in Zandvoort. Met ander woorde, as die Honda engine upgrade kry, saam met nog aerodynamic upgrades wat hulle gaan bring,
Hulle het letterlik hulle pace vat 4 seconds af is, het hulle opgebring na 1.8 toe in een reis met die eerste upgrades. Ja. Ek sê nie Dis ek sê net ek dink jy moet kyk na toekoms en jy moet kyk na performance. En ek sê vir jou die ou wat Fernando se seat gaan oorvat. Nee. By wat se naam of Stroll. Ek weet nie wat hulle beplan met daai arme ou nie. Maar yes, ja. die ouens wat daar gaan inklim, nê, gaan saam met Newey kan werk en ek weet Honda gaan dit produce en Aston Martin gaan voorhardloop en hulle het al die personele moet doen. Ek sien net vir hulle die regte drivers nodig. Fernando is net te oud nou. Weet jy? Jessie, laat my nog my kop bymekaar maak oor alles wat jy daar gesê. Callie, het jy iets om te sê daarso? Hy sê daai was 'n groot pengelmoes, né? Ek en Eddie het al in die verlede het ons Max to Ja? Aston. Dit het begin by Red Bull en dit geëindig by Aston Martin en tussenin het ons 'n klop ander goede gekry. So ja, Callie. Weet jy, ja, ek en Eddie het al so 'n gesprekkie gehad. Dit is vir my baie interessant om te sien, om so half in die stilligheid dop te hou hoe Aston besig is om alles so half in plek te kry. Dis asof hulle besig is, ek wil amper sê hulle kry al hulle wapens gereed, jy weet, voor hulle oorlog toe gaan. Hulle hardloop nie net reguit oorlog toe nie. So in die stilligheid. So hulle kondig niks regtig groot aan nie. Dit is net Adrian Newey het soontoe geskuif. Ja, ons weet nou almal wat se probleme hulle in elk geval hierdie jaar gehad het. En stelselmatig, weet iemand het nou die Matt en Tommy dink ek op wat dit verduidelik het waar hulle gesê het, jy weet, dit is of was dit DC? Ek dink of dit kon DC ook gewees het in hulle podcast. Waar hulle gesels het oor jy weet die ouens gaan dalk nou op 'n breek, maar jy kan nie 'n kreatiewe persoon laat stop nie. Jy weet, so Adrian Newey gaan alhoewel hy op vakansie is en hy dink aan iets, dan gaan hy sy notaboekie of sy tafeltjie uitdruk en hy gaan teken. Ja. Jy weet, ja, dit gaan dalk nie na die stelsels toe nie. Wat op die oomblik gesluit is nie, maar dit hy kan nog steeds op sy gebied kan hy doen wat hy graag wil. En wat hy beplan en ek wil amper sê in sy vrye tyd. So daai goeie gebeur en ons weet almal wat Adrian Newey kan regkry met 'n motor. Honda obviously het 'n goeie reputasie ook in Formule 1. So iewers gaan hulle weer opstaan en hulle sake agter mekaar kry of dit hierdie jaar, volgende jaar of die jaar daarna gaan wees, maar iewers dit gaan kom. En ek bedoel, kom ons kyk nou maar die laaste paar jaar net voor Max die kampioenskap gevat het. Dit is so stelselmatig het jy hom eintlik maar as jy fyn gaan dophou en terugkyk nou daaroor. Jy agtergekom maar Honda het hom actually stelselmatig mooi ingebou tot hulle hom éventueel daar uitgekom het. So die kanse is daar. Ek gaan glad nie afskiet nie, jy weet, en dan as jy ou soos Christian Horner dalk weer potensiaal terugkry, dis 'n ou wat ervaring het, dis 'n ou wat weet hoe om 'n span wat onder is op te tel boontoe. Ja. Is dit noodwendig die beste ou wat span moraal betref, dis debatteerbaar, maar ongeag dis 'n ou wat weet fisies om van 'n span wat op plat op die vloer lê te vat en 'n wenspan te maak. Ja. Ja, yes. Kyk hier, okay, kom ons begin met Red Bull. Ek het nie my geld op Red Bull gesit nie. Omdat hulle so baie ouens verloor het, baie van die ouens wat al jare, dekades by hulle was, né? En hulle is nog steeds derde in die kampioenskap. Ouens, daai is 'n wonderwerk op sy eie. Die vierde in die kampioenskap. Baie is 'n wonderwerk op sy eie dat hulle daar is, né? En Max Verstappen nog 'n kar het wat soort van kan byhou omdat hy net 'n absolute genie agter daai stuurwiel is. Hy het 'n gevoel vir 'n kar wat net niemand kan beskryf nie. Dit is die laaste ou wat so was Ayrton Senna. En dis die ander ouens is goed. Hulle is amazing, maar
daar's iets meer. Okay, maar anyway, ek kan weggeraak daar. So ek dink Red Bull is soos dit voel soos 'n nuwe span. En ek dink dis verfrissend vir Max Verstappen. Hy het meer vryheid daarso, die groot koppe is nie regtig meer daar nie. Hy is nou die groot kop daarso. En hy kan dalk bietjie meer van 'n span rondom homself bou daarso. Sê my gou, is Helmut Marko nog by Red Bull? Nee, hy het Nee. retire. Hy het sy Hy het retire. So, hy het sy ander oog gaan inruil vir nog 'n glas oog. Moenie lag nie. Maar so die original trio van Christian Horner, Helmut Marko of al die quadruple trio, jy weet, Jos Verstappen was ook nog daar. Hulle is nie meer daar nie. So dis nou net Max Verstappen en die res van die ouens. Dit voel soos 'n nuwe span. Ja. Ek weet nie, Max is very loyal. Hy het sy hele GT3 span het hy rondom Red Bull gebou. Dit gaan net baie logistics vir hom wees om te skuif. En ek dink net by myself, hy weeg dit op. Nou vat hy 'n groot moerse kans eerder by Aston Martin wat vir my net soos, kan ek julle ook nog 'n vraag vra? Ja. Die upgrades wat Aston Martin gebring het, nê? Is dit upgrades wat dieselfde lyk as die res van die karre op die baan of is dit nog steeds so drasties anders teenoor die res van die karre? Drasties anders. Drasties anders. Okay, so die kar het beter geword met nog steeds drastiese ander komponente. So dit verander my siening so bietjie. Nou as Honda kan terugkom en vir hulle eintlik 'n engine gee en hulle elektriese kant is ook goed want dit is ook 'n groot faktor. Ja. En dan sit ons nou met die drywers. Ek dink Fernando Alonso, ja, die man is gevorderd in jare. Ek dink nog hy gee nog steeds baie beter terugvoer as Lance Stroll. Ek dink hulle kan baie beter doen as Lance Stroll, maar as Lance Stroll kan nie gaan nie want maar so hulle doen maar wat hulle het met wat hulle het. Miskien gaan Lance Stroll maybe na World Endurance Racing toe gaan, which would be much better for him dink ek. Baie beter vir sy gemoed ook, want ek dink nie imagine hy het nie 'n lekker tyd met Formule 1 nie. Niemand hou van hom daar nie. Die drywers met uit hulle pad uit gaan om vriende te wees met hom as jy sien hoe hulle die parade laps en sulke goed soos dit doen. Dis 'n moeilike situasie vir die man. Maar ek sien nie Max Verstappen gaan na Aston Martin nie. Dis te veel van 'n risiko. Ek dink dis meer McLaren. Hy gaan daar waar sy ou vriend is. Maar aan die ander kant dan sit jy met hierdie papaya rules en dan is dit Max Verstappen versus Lando Norris. En gaan Lando Norris dit wil hê? Gaan hy dit wil hê? En nee. Ek dink nie so nie. Ek dink as Lando Norris hy gaan daar sit en vir hulle sê, hoor jy, as julle Max Verstappen nie na toe bring, dan wil ek vaai. Dan wil ek na 'n ander plek toe gaan want daar kan nie 2 nommer 1 bestuurders wees nie. Ons weet dit werk nooit nie. Presies. So hier's die ding. Indien GP gaan McLaren of obviously sien die hy gaan. Ja, hy gaan. Die obvious rumors is dat hy gaan vir team principal. Okay? Die ander rumors is dat Stella terug gaan Ferrari toe en team principal raak by Ferrari weer. Okay? Dan het jy vir Kimi Antonelli wat heel moontlik world champion gaan raak hierdie jaar. Italian, Ferrari, haal die checkbook uit, skuif Hamilton uit, verstaan jy, of skuif Charles uit, ek weet nie wat hulle wil doen nie. Hulle gaan 'n groot checkbook moet uithaal. That's a match made in heaven, boys. Wel ek sien nou sê geweet? Dis 'n match made in heaven wanneer jy ouetjie van Bologna het wat world champion is en hy gaan Ferrari toe. En Ferrari is nie sleg op die oomblik nie.
Ja, en vir 'n jong ou soos dit, dink dit soos 'n like that will be a twinkle in the eye of anybody, hey, that would be amazing. Maar soos jy nou praat, Lewis Hamilton, hoe lank gaan hy nog by Ferrari wees? Dit moet jy vir Kim Sy Kardashian kontrak vra. sy En dan kontrak of vir hy tegnies op die verstryk show hierdie moet jaar. wees. Shit. Ja, sy kontrak verstryk hierdie jaar. Sy het nie genoeg Ja. handdoekies nie. Gaan Sy moet nog by mekaar maak. Hoorie, ek was properly die moer toe ek daai gesien het, hoor. Ja. Yes, die ou. Jy's nie alleen nie, hoor. Ja. Ek was kwaad. Wie die hel dink daai vrou is sy vernugtig. Verstaan jy? Nee. En jy jouself so belangrik ag. Niemand. Ou, daai is regtig, kykie, dis 'n persoon wat in so hulle eie wêreld lewe, nê. Sulke bubble is dat hulle verstaan nie waar hulle is op daai oomblik nie en ek dink dit is weer eens it's the in your face mockery of what Formula 1 used to be. True. Ons sit met mense op die grid wat niks weet van die bestuurders af nie, wat niks omgee oor die kampioenskap nie, wat net die foto en die kiekie wil hê want because it's now the in thing in Amerika spesifiek, want dit is ons het hierdie boom gesien van die nuwe generasie van Formule 1 fans. Wat ek die hele tyd vir myself moet sê, ek's nie kwaad dat hulle hier is nie, maar ek is so bietjie kwaad dat hulle hier is because they are the ones that's being focused on. Hulle is die mense wat die reëls voorgeskryf word wat en ek meen kyk wat het Stefano Domenicali nou net dag gesê. Hy het gaan praat met George Lucas, die creator of Star Wars en die ou het gesê ja nee, Formule 1 kykers is nou deesdae. Hulle is meer gefokus op die aksie op die baan en dis alwoor waar hulle omgee. Sure. Het hulle al ooit gepraat met iemand wat Formule 1 langer Met 'n Ruben as 5 jaar? of 'n Kali. Het al kom praat dit met ons. Ons hou ook van die nuwe aksie. Die overtakes wat meer is of ons dit nou like of nie, dit is meer entertainment. Dit is eenvoudig net meer. Hoe dit nou gebeur, dit hou ons nou nie van nie. Ons kan dag en nag stry daaroor, maar ja, om terug te kom by wat ek wou gesê het, as Lewis se kontrak beëindig nou en die man besluit, weet jy, my tyd is oor. Ek gaan. Daar's 'n spasie op by Ferrari. En Lando Norris besluit, weet jy wat, ek gaan saam met Andrea Stella Ferrari toe. En dan sal plek oop vir Max Verstappen by McLaren. Dan sal plek oop vir either Alfred Lindblad of wel nie Lindblad nie, maar een van die ander wie is saam met Lawson in Racing Bulls? Dis Alfred Lindblad. Lindblad. Dit Liam Lawson. Ja, so Lindblad wat so goed doen, so ek was reg, ek wou net seker maak ek sê dit reg. Dan gaan Lindblad, jy weet, Red Bull toe. Daar's soveel goeie openinge wat oopmaak daarso, maar ja, dis bietjie vir my meer far-fetched as Max Verstappen wat Aston Martin toe gaan. Okay. Great. Ek is bly. Maar nou wil ek kan jy weer iets sê? Ja, ek vind nou eintlik terwyl mense so half op hierdie potensiële wieskyf en kanskyf en al die goede is, dis interessant om te sien hoeveel bestuurders se kontrakte hierdie jaar klaar maak. Ek het die hele lys hier voor my. Ja. Kimi Antonelli se kontrak met Mercedes maak hierdie jaar klaar. Liam Lawson maak klaar, Everett Lindblad maak klaar, Ollie Behrman maak klaar, Esteban Ocon maak klaar, Alex Albon en Carlos Sainz maak klaar. Lewis Hamilton se kontrak maak klaar. Isaac Hadjar maak klaar. Franco Colapinto maak klaar. Nico Hulkenberg en Gabriel Bortoleto by Audi maak klaar. En dan Fernando se kontrak word ook of sluit ook nou of is fisies klaar aan die einde van hierdie seisoen. So hier's
baie goed wat moet okay en dan Stroll het hulle net so 'n pragtige, jy weet daai streepietjie. Asterisk. Daar's nie daar's nie 'n jaartal agter sy naam nie. Maar hier is 'n enorme hoeveelheid bestuurders wat tegnies beskikbaar is vir volgende jaar. So hier kan bitter baie gebeur nog in hierdie res van die jaar. Ek wil nou voordat ons ek dink daar's nog voordat ons ek na ons laaste vraag vir die episode toe gaan, wil ek nog een spanner in die works gooi. Wat doen ons met Williams en Carlos Sainz, boys? Shame. Oei. Dis erg om te sien. Sal jy nie vir Carlos Sainz terugbring Ferrari toe nie? Ek sou. Of McLaren toe nie. Ja, I mean, dis 'n droom wêreld, nee. Ja. Ja, dis 'n droomwêreld, maar dis asof ek nou daaraan dink asof dit net soos nooit kan gebeur nie. Dit voel vreemd om te dink 'n ou gaan van 'n goeie span na 'n slegter span en dan nou weer terug na 'n goeie span. Want kyk hier, soos is hy die beter van die twee wanneer dit kom by Albon en Carlos Sainz? Is Carlos Sainz die beter van die twee daar? Ja, verseker. Met myle. Okay, so hy het 'n voet om op te staan. So sure. Dit sal cool wees. Dit sal insane wees want Carlos Sainz net soos Daniel Ricciardo is een van die hardste situasies. Ja. Maar ek het gerugte gehoor dat Audi is besig om met Carlos te praat. Ja, kyk, ek is Audi is ek dink Audi doen so goed as gevolg van die feit dat hulle so lank speel met hybrid technology al in hulle normale karre. So hulle is baie verbasend baie goed en die feit dat hulle ook 'n engine kon bou. I mean, hulle trek al kyk al hulle spesiale projekte wat hulle gedoen het met veral met die WEC en hulle het baie ervaring gehad met engine bou. So ek dink dit is baie goed wat Audi doen en ek dink Carlos Sainz sal baie slegter kan doen as Audi. Maar ja, gaan hy weer terug Ferrari toe gaan? Gaan hy voel hy gaan weer sy kop stamp? I don't know. Maar ja. Kom ons eindig die episode met die volgende. Dis my vraag. Ouens, wat is julle verwagtinge vir die tweede helfte van die seisoen? Nommer 1 en nommer 2 is wie's world champion aan die einde van die jaar? Soek jy wat as antwoorde of soek jy weet reguit normale? Ek soek jou antwoord. Dit kan wat as, wat bas. Okay. Kali, het jy reguit antwoord hierso? Weet jy, dis moeilik om uit te sê. Ek dink soos regulasies op hierdie stadium van die geveg sien is bane soos Spa wat het vir ons gewys, selfs al Hongarye nee. Wat was tussen Hongarye en Spa? Silverstone het vir ons gewys. Was voor Spa. Jy weet hierdie tipe mooi vloeiende bane, vinnige corners, lekker straights en het vir ons gewys die batterye oorleef nie. Ons dis verskriklik om 'n kar te sien om vol teen 'n hengse spoed in 'n stryd af te ry en dan ewe skielik kyk jy moet mooi gaan kyk daarvoor want hulle saai dit nie so mooi uit dat dit so duidelik is nie. Maar hoe 'n kar net ewe skielik sy spoed verloor nog voordat hy by rem kom. En dis hartseer. Dis vir my hartseer om dit te beleef. So ek weet nie. My reguit antwoord is vir my eerlikwaar ek wag vir volgende jaar dat daar hopelik net iets aan die regulasies gedoen kan word, dat daar kan iets verbeter. Wat dit aanbetref. As ek by die championship kom, dan moet ek tog al sê as ek eintlik so kyk, die twee voorste manne op hierdie stadium is Kimi en Lewis. Wat interessant sal wees is Ferrari kan aanhou met hulle opgraderings en as hulle goeie calls kan maak en Lewis sy vorm kan hou, kan dit 'n baie interessante einde na die of seisoen raak na die einde waar ook al hulle die laaste ren gaan hou nou deesdae, want daar's nou al soveel sprake van allerlei potensiële plekke. Maar ek dink tog op die ou end Kyle Lamy hous die Abu Dhabi Grand Prix. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit.
Ons Hou dit kan ons gaan werk. verseker Kan soontoe. werk. Dit Ja, kan. is Malaysia Dit kan dit werk, doen, né? Wat verstaan jy? Ja. Absoluut. dit Kom kan ons werk. droom groot. Laat nee, ek dink laat ek sal dink ek wonder of dit nie dalk net daai rapsie te ver verloos gaan wees nie. Ek my gevoel is sterk dat Kimi gaan hom vat hierdie jaar. Alright. Okay. Kom Robinho. Weet jy Dankie man. Yes, ouens, daai wen van Lewis Hamilton in Catalonië, nee. Dit het jy weet dit het iets in binne my wakker gemaak oor Ferrari. Want onthou ek het groot geword met Michael Schumacher en 'n Ferrari. Dis wat my ooms vir my gesê het. Dis wie jy moet ondersteun. En ek is soos, okay oom, ek ondersteun Ferrari en Michael Schumacher. En toe sien ek Sebastian Vettel. So julle, ek hou van 'n goeie storie. So hoekom nie? Hoekom nie Lewis en Ferrari? Hoekom nie Charles nie, nee. Hoekom nie? Hoekom nie Charles nie? Maar ek weet nie. Lewis sal insane wees. Dit sal absoluut die wêreld aan die brand maak. Ons gaan nooit die einde hoor van Lewis versus Max Verstappen, who's the best nie. Ons gaan nooit die einde daarvan hoor as Lewis Hamilton hierdie jaar wen. Maar ek dink net dit sal vir such a absolute dit sal 'n skou wees wat min mense kon gewys het, maar ja, dit sal weer eens net, ek dink die Mercedes is so dom soos wat McLaren is nie. Ek dink nie hulle gaan hierdie jaar Goeie punt. so moeilik maak vir hulle self nie. Ja. Ek dink hulle gaan dit vat en Kimi Antonelli gaan sy eerste kampioenskap vat en George Russell gaan sy absolute plastic woody bootsies verloor. Hy gaan dit gooi. En dit is nou maar so want dit vat 'n ander tipe ou om 'n kampioenskap te wen en ek dink nie George Russell ek voel sy lewe is te sag. Manne, ek weet nie wat julle sê nie. Ja, hy is. Steek terug. Kyk, verseker. Kyk na Lewis Hamilton. Hy het 'n moeilike jong mens lewe gehad totdat daai McLaren kontrak gekom het en toe sy kop deur. Kyk vir Max Verstappen, sy pa is 'n absolute diktator gewees, maar kyk wat het dit hom gemaak, né? Moeilike jong mens lewe gehad. Kyk vir Ayrton Senna, kyk vir Nigel Mansell. Al daai ouens, hulle het moeilike tye gehad en hulle het 'n hond binne in hulle wat net hulle bloeddorstig maak en ek dink dis dieselfde wanneer dit kom by Kimi Antonelli. Ek weet nou nie of sy lewe moeilik is nie. Ek weet om matriek te doen terwyl jy Formule 1 ry is maar moeilik. So Is dit my se droom. Ek het net deur matriek gekom so om nog te worry oor om oom George Russell verby te voel weg te ry is nie. Ek het middelvinger gewys vir matriek en net gesê het ek jaag by Imola. Sorry boys. Ja, dis waar, né? Maar anyway, ek dink julle maak baie goeie punte. Ek dink droomscenario sal wees dat Ferrari iets wen, maar ouens ek dink dis bietjie te ver vir hulle. Ek dink dis buite hulle bereik op die stadium tensy daar 'n huge reliability probleem kom. Sê ek definitief en baie meer competitive tweede helfte van die seisoen. Want ek gaan Aston Martin ook ingooi want ek sien hoe kom hulle op en gaan so 'n bietjie die top 5 rondskommel daarso vir al Alonso vir wat hy nog het en watch my woorde. Okay, you heard it here first. Maar ek dink nog steeds Kimi Antonelli gaan world champion wees. Ek dink Lewis gaan stoom verloor aan die einde van die seisoen. Ek dink dis 'n ou wat ongelukkig as dinge nie sy way gaan nie baie vinnig frustrated raak. En as Lewis 'n kans wil staan om te wen,
gaan hy moet die eerste 2 of 3 races van die tweede helfte van die seisoen outright wen. In my opinie. Dit dan Maar wat is hy doen? nee, great. Dan het hy aanspraak. Dan wat hy het is hy het 'n aanspraak op die title. Maar as hy dit nie doen nie, of as hy ten minste nie 6 punte in elke reis voor Kimi Antonelli eindig nie, sou nie 'n manier dat hy hom gaan vang nie. Ek is jammer, dit is maar net die realiteit. Dit sal interessant wees om te kyk na die resultate laas jaar. Ek kan nou nie almal van my vingerpunte af onthou nie, maar van die laas jaar van die tweede helfte van die seisoen af, hoe daai resultate gelyk, was dit Max Verstappen wat toe begin wen het. En dan sal dit jou as dit so is, dan is jy reg, dan moet hy wen. So basically Ruben, is dit letterlik net Zandvoort wat Oscar Piastri gewen het. Toe kom Singapore, Monza en Max het hulle almal op 'n ry gewen. Ek dink hy het 5 in 'n ry gewen. En die McLarens was nog inteendeel ook gedisqualify. Die enigste races waar hy actually op die podium geëindig het en nie gewen het, het George gewen. So daar is nie 'n freaking manier dat as Lewis nie outright wen en Antonelli kom te eindig ten minste 4de of 3de waar hy 6 punte minder is nie. Of iewers ook 'n retirement kry. Is nog nie maniere dat ek sien hoe Ferrari enigstens 'n world champion gaan oplewer hierdie jaar nie, net asof hulle het dit gedrop hier in die middel. Ja, dis 'n groot veranderlike wat jy nog in gedagte moet hou, is Kimi Antonelli is nog nie getoets onder hierdie tipe druk nie. Nee. Hy was nog nie voor 'n kampioenskap in 'n tweede helfte van 'n jaar nie. Piastri het dit laas jaar gedoen en die man het saam met sy kar gevou onder die druk. Of dit nou een of die ander was, of dit nou papaya rules was, die punt bly staan is as jy voor is jy voor en niemand kan vir jou sê hoor jy mag nie voor wees nie. Presies. Ja, so Piastri het bietjie gevou. Gaan Kimi Antonelli dit kan doen vir die res van die jaar? Gaan hy consistent kan wees? So moet wag om te kyk. Maar ouens, dit bring ons aan die einde van ons episode. Ruben, baie dankie vir jou tyd. Waardeer dat jy met ons tyd spandeer het vanaand. Dit was regtig lekker en dit is lekker om jou opinie te hoor. En ons hoop om jou vinnig weer op die show te kry. En yes, asseblief boys. En dit is so lekker om jou te volg. Dames en here, as julle kyk, asseblief hom volg vir Ruben op TikTok, op Instagram, op Facebook. Sy content is amazing en hy is nie net 'n Formule 1 foodie nie. Ek love sy test drives wat hy doen. My favorite test drive bly nog steeds jou BMW test drive Mini 135. Ja. Ja, nee. So lekker karretjie daai. Ek het toevallig vanaand daai enetjie van jou gekyk met daai rooi coupe, daai BMW M3. Ja, wat jy daar opgespoor het. Eers, dit was al 'n mooietjie wat jy daar raak geloop het. Oh, dis fantasties en iemand in die kommentaar afdeling het gaan sê hy het 'n tannie geken wat so 3 reeks gehad het, cabriolet ook, beautiful kar gehad. Hy het nie geld om die kar te koop nie. Toe koop een van sy vriende die kar en binne 'n week is daai kar verander in 'n spin binne. Perfekte cabriolet 3 reeks uitmekaar uitgerig binne 'n week. So dis hoe ek sê, dis hartseer, nee, my hart bloei as ek sulke stories hoor. Sjoe. Maar ja. Maar luister, dis nou wat jy kry as jy ouheid wat jy weet waarvan hy praat nie. Ja. Ja, waardeer dit, Ruben. Dankie julle met 'n lekker aand. 5 ligte kykers, like, subscribe, volg vir Ruben op Drivescape, volg vir ons. En subscribe oral waar ook al die buttons pop up en volg die sosiale media pages. Ons sien uit is binnekort vir Grand Prix.
En ja, Ruben, ons wens jou al die voorspoed vir jou media journey wat jy doen en wat jy op die oomblik vermag Dankie. ons love it, ons volg jou en ons ondersteun jou en baie dankie, is 'n voorreg om op die show te hê, hoor. Wil jou dis dankie net vir al julle ondersteuning. Julle is great ouens. Julle het my gehelp aan die begin en julle het my die platform gegee, boys. Ek love julle baie dankie en ek kom kuier in die Kaap. Julle verdien 'n kuiertjie. Ons moet 'n braaitjie hou. Dankie julle. Ons wag vir jou. Geniet julle aand, hoor.